Hallo, ek is Ronel Besuidenhout en jy luister na ons nuwe reekse voorlesing Glo soos 'n kind. In hierdie eerste dae gesels ons oor die skok van die koninkryk. Vandag is die derde voorlesing en die tema is God se waardesisteem. Lukas 18 vers 16 lees ons uit die boodskap dat toe Jesus dit sien het hy egter dadelik vir sy disippels gesê: "Wag, wat vang julle aan? Moenie die kindertjies wegjaag nie. Laat hulle na my toe kom." Ons wêreld werk met sigbaarheid. Die belangrike mense word onthou, die res verdwyn maklik in die agtergrond. Maar die skrif vertel 'n ander storie. God bou sy koninkryk dikwels met mense wat die wêreld sou oorsien. So herinner Paulus die gemeente van Korinte ook, dat hulle nie invloedryk of magtig was toe hulle geroep is nie. Tog kies God juis die wat gering geag word, nie omdat swakheid vir hulle waarde het nie, maar omdat hy vry werk van menslike aanspraak en prestasie. Onbelangrikheid word dan 'n geestelike ruimte, waar 'n mens nie meer hoef te bewys dat jy iets is nie, dan word jy beskikbaar vir God. Trots maak ons swaar, nederigheid maak ons ontvanklik. Kinders leef instinktief hieruit. Hulle dra nie die las van reputasies of selfbewys nie. Hulle kom eenvoudig nader. Dalk lê die grootste struikelblok vir God se werk nie in ons sonde alleen nie, maar in ons behoefte om betekenisvol te lyk. God se roepstem bly eenvoudig. Kom nader, soos jy is. Mag ek jou 'n vraag vra? Waar in jou lewe probeer jy nog belangrik lyk, in plaas daarvan om eenvoudig beskikbaar te wees vir God? Dis nie so maklike vraag nie. Ons is so gekondisioneer om iemand in die samelewing te probeer wees. Dit weerhou ons maklik daarvan om onsself regtig eerlik te sien. Mag ek saam met jou bid? Here, bevry my van die behoefte om myself te bewys. Leer my die ligtheid van nederigheid, sodat ek sonder verdediging en sonder maskers voor U kan leef. Maak my hart stil van vergelyking en trots, en vorm in my die vryheid om eenvoudig beskikbaar te wees vir U werk. Amen. Onthou dat daar ook 'n selfstudielys in die teksgedeelte verskyn vir vandag. 'n Mooi dag, tot môre.